dit moet so wees, né? Want ons het mekaar 'n week laas gesien, so ons kan lekker kuier en lekker geniet saam. So ek wens vir u baie geseënde diens toe, vertrou die Here die regeling sal seën. Ek het net vir 'n paar verskonings maak. Hierdie is vir my net verskoning gemaak. Magie en Willie het verskoning gemaak. Nie Magie het gister baie groot noodoperasie na rug gehad. Ons vertrou sy gaan blykbaar sommer, hulle praat van 3 tot 6 maande sommer nie na die kerk kom nie, net met lê. Ons vertrou regtig die Here vir haar ook sal aanraak. En dan word daar voorbereiding gevra vir Erik se broer Trevor. Ons voorbereiding vir Blackie en vir Yvonne, meer vir Blackie. En dan ook vir Magie dan in besonder, en vir Shemaine, en vir Landy, en vir Sankie, en vir Niels. Hy is vanmôre hier, maar sy maag, as iewers iets nie lekker nie. En dan ook vir Veronica, wat dan ook vanmôre nie hier is. Dus toe my, ons dink in julle, ons vertrou die Here op vir haar krag en sterkte en genade sal gee. Amen. Dan die verjaarsdag, Roan het 7 jaar vandag, en dan Blackie by die 28ste verjaar. En dan bid die Woensdag, en dan volgende Sondag, dan by ek my kleinseun in, Neil en Bernice se kleintjie, Zian, en ons vertrou dat daar by die geleentheid ook baie van sy vriende en familie sal wees, van albei kante af. So, ek glo ons sal volgende Sondag, dan 'n bietjie meer as ek weet, daar is oor die 30 van hulle wat kom. So, asseblief, kom ons ondersteun hulle ook, en dit is my voorreg om dit ook dan te kan doen. En dan Woensdag ons bid hier, 9:00, en dan onthou die voedselprojek, en ondersteun as jy weet maar so in die nuusblad, en dit is ook daar aan die agterkant, so jy kan maar net dit daarna toe, dit neem, lees en kyk wat hulle vra, maar as maar 'n enkel item, en jy dan daar in jou klas van 2 of 3, sit jy een, sit hom maar daar voor neer, hulle sal in die kas toesluit, en dan lekker uitdeel. Mense seën met ou ietsie om te eet en so aan. Ek wil vra dat ons gaan saam staan, dat ons hierdie diens open met gebed. Pastor Mike, kan ek jou vra, besonder, jy hoef nou nie al die name weer te noem nie, maar die Here ken dit, ons het dit reeds genoem, ons bid al reeds vir hulle, maar dat hy vir ons die seën van die Here sal afbid op hierdie diens, en daarna die musikante, ons lei, die voorsangers, ons gaan lekker saam sing vanmôre, tot lof en eer van die Here. Kom ons staan en ons sing. Ons wil vanmôre uitroep aan die koning van die eeue, die onverderflike, die onsienlike, die alleenwyse God, kom toe al die eer en die lof van ons harte. Baie dankie Here vir 'n goeie nagrus, 'n nag waarin U ons beskerm en bewaar het en ons opgewek het met 'n nuwe lied in ons hart. En ons wil vanmôre bid Here dat die woorde van ons mond en die oordeenking van ons hart U sal behaag vanmôre. Wanneer ons saam sing Here, die lofoffer op ons lippe, U sal behaag vanmôre Here. Ons het gekom met 'n verwagting, ons het gekom met 'n verwagting dat U vir ons sal seën Here, maar ook met 'n verantwoordelikheid om die eer en die heerlikheid aan die Here te bring. Ons bid vir ons musikante vanmôre, ons bid dat U hulle ryklik sal seën terwyl hulle ons bedien, en ook so hom wat die woord bedien. Ons oor is geopen. Ons wil uitroep en sê, spreek o Here, ons luister vanmôre en ons wil doen wat U vir ons deur die woorde openbaar. Ons bid vir hulle wat nie wel is vanmôre nie. Ons bid Here dat U werklik deur U groote mag en U almag, dat U sal ingryp en dat U mense vanmôre sal aanraak en gesond maak. Mag dit dan nou 'n geseënde tyd in die teenwoordigheid van die Here wees.
in Jesus naam. Amen. Ons maak ook baie welkom vanmôre aan elkeen van julle. Die skrywer sê loof hom met die tromme, loof hom met die harp, so ek so 'n keer reg opgedraai. En loof hom met die klinkende simbale. Die harp moet so reg staan. Maar daar staan niks van 'n klavier of 'n orgel. So, ons gaan regkom met hulle twee saam. Ons is baie welkom met julle elkeen ook vanmôre. Ons eerste lied, dit is die dag. In 6 dae het God die hemel, die aarde en alles daarin gemaak. En die 7de dag het hy gerus. Dit is die 7de dag vandag. Dit is die dag wat ons aan hom opdra vanoggend en ek nooi almal om saam met ons te sing. Dit is die dag, dit is die dag, die Heer gemaak, die Heer gemaak. Kom ons is bly, kom ons is bly, ek verheer daarin, ek verheer daarin. Dit is die dag, die Heer gemaak. Kom ons is bly, ek verheer daarin. Dit is die dag, dit is die dag, die Heer gemaak. Ek is van manne, so julle ken my alles as hierdie liedjie sing. Die man sing, dit is die dag, die vrou is, dit is die dag. Die ander voel ek of ek hakkel. So ons sing ons saam. Die man sal begin. Dit is die dag, dit is die dag, die Heer gemaak. Kom ons is bly, kom ons is bly, en verheer daarin. En as die lewenstorme erg word, daar's net een God, daar's net een God wat jou probleme kan wegvat, maak nie saak wat dit is nie. Tel jou seëninge, want daar's baie van dit. As die lewenstorme woedend om jou staan, en jy gaan so moedig vrees om te vergaan, tel jou seëninge, dat hulle ewig verheer, en jy sal verlaat wees oor wat God beheer. Want tel jou seëninge, tel jou verheer, seëninge, oor God verheer.
lewensstorme woeden om jou slaan. En jy gaan so nodig wees om te vergaan. Tel jou seëning vertel en jou verheer. En jy sal verbaas wees oor wat God beweer. Want tel jou seëning vertel en jou verheer. Gaan onder son en pijn. As die meeste zwaar wordt in je krachten klein. Ja, je seëning dan de pijn verleer. En jy sien Gods goedheid dat je nooit aanleer. Nou, je seëning met alle Heer verheer. Seëning je God verskyn. Wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in jou plek sal staan. Wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek sal staan. Wat 'n voorreg om te dienen, God's good. Volgende lied soos 'n hert smag na waterstrome, so smag my siel. As dit jou gebed is vanoggend, sing ons saam met ons.
So glad I'm yours, Lord. So glad I'm yours. So glad your mercy has followed me. So glad you found me and set me free. So glad I'm yours, Lord.
Dan gaan ons saam na die rivier waar die Here ons gaan ontmoet. To the river I am going, bringing servants I cannot bear. Come and taste me, come forgive me, Lord, I need to be in this water. Healing mercy flows with freedom from despair. I am going to that river, Lord, I need to be precious Jesus, I am ready to surrender everything. Take my hand now, lead me closer, Lord, I need to be there. Come and join us in the river, come find life beyond compare. He is calling, He is waiting, Jesus longs to meet you. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer, Lord, I need to be precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer, Lord, I need to meet you there. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer, Lord, I need to meet you Amen, baie dankie, dit is dit lekker neer. Het is nie lekker om vanmorgen soveel lof en eer en dank aan die Here te bring. Die dankie musikante, voorsangers. Het is lekker om saam met julle vanmorgen die Here se naam groot te maak. Ek het vanmorgen vir julle gedeelte lees uit 2 Petrus die 3de hoofstuk, die eerste 18 versies. Nou dit handel oor die wederkoms van die Here. Nou gaan ek vanmorgen met u praat oor die wederkoms. Ek gaan praat vanmorgen met u oor die gedagte leer God ken. En dit is so noodsaaklik vir my en vir jou in die tyd waarin ons leef om God beter te ken. Want dit is die een vir wie ons leef. Dit is die een aan wie ons onsself toevertrou het en dit is hy met wie ons vanmorgen volle oorgawe leef tot lof en eer van die Here. So kom ons lees van vers 1 af. Dit is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skrywe, en albei wil ek deur herinnering julle suiwere gesindheid opwek, sodat julle die woorde kan onthou wat deur die heilige profete tevore gespreek is, en die gebod van ons apostels van die Here en Verlosser. Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms,
Want vandat die vaders ontslawe bly, alles soos dit was, van die begin van die skepping af, van moedswillig vergeet hulle, dat daar van lank af hemele was, en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het, deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het, maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan, nie geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. Die Here vertraag nie die belofte soos sommige die vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waar die hemele met gedruis sal verbygaan, die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, wanneer die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versnap. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. En ag die lankmoedigheid van ons Here as saligmaker, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf is, net soos in al die briewe. Hy spreek daarom oor hierdie dinge waarvan sommige swaar is om te verstaan, maar die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander skrifte tot hulle eie verderf. Nou dat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit julle eie vastigheid nie. Ek gaan nou verder aangaan in die laaste vers vir u lees. Ek wil net vinnig, kortliks net so vinnig vir u vanmôre sê met betrekking tot die wederkoms van die Here, wat vir ons baie duidelik in hierdie gedeelte voorkom en wat vir ons belangrik is vanmôre om te verstaan, is dat God wil hê dat ek en jy gereed moet wees, dat as hy kom. Dan een wat glo wat ek sê. God wil hê dat ek en jy voorbereid moet wees, dat wanneer hy kom om ons te kom haal, elkeen van ons reg sal wees om saam met hom te gaan. Ons het geleer dat hy wil nie hê dat mense verlore moet gaan. God het geen gedagte hoegenaamd dat enige iemand verlore moet gaan, maar dat almal eendag tot bekering sal kom. Nou lees ek vir u vers 18, die gedeelte, my teksvers vanmôre, maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Julle moet toeneem, in ander woorde, wat hy vir ons vanmôre eintlik 'n oproep doen in hierdie gedeelte, is dat ek en jy moet geestelik groei. Ek en jy moet geestelik ontwikkel. Ek en jy moet die insettinge en die verordeninge van God se woord moet ons nakom. Sê tog net aan. Ek wil regtig vir u sê, dis die waarheid. Dis nie alleen. Jy kan my maar glo, dit staan in die Bybel hoeveel kere dat ons die insettinge en die verordeninge van God moet nakom. Met ander woorde, ons moet gehoorsaam wees aan die woord van die Here. Ek wil vanmôre vir u sê, broer en suster, ons as mens is baie keer geneig om deel te neem aan realiteitsprogramme. As ons liefde soek, dan soek boere vrou. Amen.
en ons leef ons so in daardie omstandighede en baie keer dan maak ons ook ons eie keuses wanneer ons na daardie programme kom. Wie sal hy nou kies? Eers was dit die 10 dames en nou is dit die 3 dames wat saam plaas toe gaan. Of ons is op soek na geld. Nou geld, broer en suster, is seker een van die gedagtes as u die Bybel reg lees, waarom die meeste van ons vermaan word. Ons nie dat geld ons baas word, al is hy die oudste van alle dinge. Maar geld is baie keer iets wat ons gesindheid kan beïnvloed. Geld is baie keer iets wat ons kan benadeel. Maar ag, as ons nou in die programme op televisie kyk en daar so baie vrae gewees, wie van 'n miljonair word? Nou broers, ek wil vir u verseker, jy gaan lekkerder kos kan koop. Jy sal 'n mooier motor kan ry. Jy kan 'n beter huis daar hê. Glo my, jy gaan baie meer bekommernis hê. Maar dis die programme waaraan ons deelneem. Maar as ek kyk na hierdie teksvers waartoe Petrus ons oproep is dat ons moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker. Ek geliefdes, as ek vanmôre net vir u dit kan sê, dan glo ek dat ek en jy moet daaruit verstaan dat die Here vanmôre van my en van jou verwag om geestelik te groei, geestelik te ontwikkel, geestelik uit te kom by die dinge wat vir God saak maak. Soos jou bediening, soos jou getuienis, soos jou liefde vir mense, soos vergifnis, om mense te kan vergewe, om mense vry te spreek, om mense nie gevange te hou nie. Baie keer, broer en suster, as ons so omgewingsgesindheid handhaaf, dan beperk ons eie vermoëns en ons eie gedagtes. En ek wil regtig vanmôre vir u vra, kind van die Here, ons kom op daardie plek waar ons sê, Here, ek wil meer en meer van u weet. Here, ek wil tyd uitkoop, ek wil die tyd spandeer om met u woord om te gaan. En ek glo vanmôre, as ek vanmôre meer van die Here wil weet, is 'n baie belangrike aspek van daardie gedagte is om die wil van God te ken vir my lewe. Jy weet, ons is baie keer hy eie ek. Dis I en me en myself en ag, dit gaan net oor my en oor wat ek wil hê, oor wat ek dink die beste sal wees. Maar wat wil God hê vir my en vir jou lewe? Wat verwag God van my? Nou ek wil vanmôre vir u sommer sê, broers, een van die dinge wat ek duidelik in die woord kan sien wat God van my en van jou verwag is heilig maak. Om 'n skoon en 'n rein en 'n heilige lewe te kan leef. Om toegewyd aan hom te wees, om jouself op daai plek te bring waar jy sê, ek wil minder word. Paulus sê, ek wil minder word en hy moet meer word in my lewe. Met ander woorde, ek wil God op so 'n basis ken, dat ek presies sal weet, wat is sy verwagtinge van my in die tyd waarin ons leef. Paulus skryf op Filippense 3:7-10 die volgende. Hy sê, maar wat vir my wins was, maar wat vir my, en verwys na homself, persoonlik, wins was, het ek om Christus wil skade geag. Hy gaan nog verder en hy spreek dit nog sterker uit, om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het, die hele tyd, met ander, dis afgehandel, ek
ek het dit opgegee en as drek beskou. Dan is sterk woord, om ook selfs nie van die kansel af te gebou. Om Christus as wins te verkry en om hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is. In ander woorde, dit wat ek glo in Christus is. Die geregtigheid wat uit God is deur die geloof, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Met ander woorde, ek moet in Christus sterf. Ek leef nie meer, want Jesus Christus leef in my. Die lig van sy wederkoms in die Here, dink ek vanmôre, is een van die gedagtes waarna ons kan kyk om God beter te leer ken, is om God te ken is meer werd as enigiets anders. Ek wonder of ons dit aldag besef en of ons dit baie keer as noodsaaklik beskou, dat om God te ken is meer werd as enigiets anders. Wat maak vanmôre saak in jou en my lewe? Wat is belangrik vir jou en vir my lewe? Ek dink baie keer sal ons sê, my werk is vir my belangrik, glo dit. Daar's niks daarmee verkeerd. My vrou en my kinders is my belangrik, dis reg. Daar's niks daarmee verkeerd. Maar as enige iets van hierdie dinge, geliefdes, vanmôre in jou en my pad staan, om God werklik ten volle lief te hê en om hom te ken, dan het ek 'n probleem. Dan dink ek dis 'n probleem. Want dan is jou prioriteite nie reg nie. En Paulus sê vanmôre vir ons dat sy vorige prestasies, sy status en eie geregtigheid nie met Christus vergelyk kan word. Met ander woorde, hy stel Christus as sy enigste. Hy stel Christus as sy enigste hoop en hy wil die Here behaag en die Here dien. Ons leef in 'n wêreld, broers en susters, waar mense geluk soek in besittings. Hulle soek hulle geluk in sukses of om erkenning te ontvang. Maar ek wil vanmôre vir u sê, daar's niks, maar niks wat so belangrik is, wat die plek kan inneem van 'n persoonlike verhouding met God. Ek en jy moet in 'n passievolle, lewendige, daaglikse, eerlikse, persoonlike verhouding met God leef. Met ander woorde, dit beteken eenvoudig net dat ek en jy moet algeheel toegewyd wees aan die Here. Meer, daar sou lied wat ons vroeër jare gesing het, meer en meer omtrent Jesus, wil ek weet, meer van sy liefdesdade wil ek weet. Kind van die Here, ons moet vanmôre so ingestel wees in die lig van dat die wederkoms van die Here naby, dat ek en jy vanmôre toegewyd sal wees, oorgegee sal wees, niks sal wees nie, maar dat hy alles in ons lewe sal wees met verheerliking van sy. Wat is vir my en jou vanmôre die belangrikste? Ek glo ek kan met my saamstem vanmôre. Nou wil ek ook net dit wysê vanmôre. Jesus Christus is nie die belangrikste as ons gereelde kerkganger is. Hy word die belangrikste in jou en my lewe wanneer ons hom aangeneem het as ons persoonlike verlosser en zaligmaker. En ons ten doel het om hom te behaag ten alle tye, in alle omstandighede, en dat ons dan die Here sal dien in gees en in waarheid. Die tweede punt vanmôre is om God te ken is meer as kennis van hom.
Nou broers en susters, Paulus kom nie hier en hy praat nie hier om feite van God te ken nie, maar van 'n verhouding. Nou hoe leer jy iemand ken as jy in 'n verhouding is? As ons nou kyk na hierdie boerse vrou wat ek genoem het, eerste daar was hulle 5 minute afsprake, en daarvan ons moes hierdie ou punt maak en 'n keuse maak, maar hy gaan die volgende 3 dames gaan hy nou kies, want hy soek liefde in sy lewe. En dan neem hy hierdie 3 na sy plaas toe, en daar op die plaas leer hy ken hoe hulle praat en hoe hulle optree, waarvan hulle hou, wat hulle eet, want hulle sien al hierdie goed raak, en dan het hulle alleen tye met mekaar, waar hulle een wegvat, en dan leer met hulle in 'n gesprek, en so leer jy so 'n persoon ken. Ja, ek dink ek het vanmôre nou, ten spyte van al die gesels wat ek gehoor het, ek nie vreeslik baie hoor gister se wedstryd tussen die All Blacks. Kom ek sê vanmôre vir u dat ons ken almal van Rassie Erasmus, die Afrika. Ons weet baie keer en ons weet baie van hom en hoe sy kop dink oor rugby. Ons ken hom nie regtig. Ek dink Rassie sal by onderste bo loop, en sal nie eens weet wie ek is. Alles ek het pastoor. En ek ken nie ek was nog nooit in sy huis nie, hy is nie 'n vriend van my. En dis baie keer hoe dit, en ek sê dit in hartjies gelowiges, die Here ken. En hy weet van hom. Hulle ken selfs baie goeie Bybelverhale. Hulle kan self vir jou skrifte herhaal in die Bybel, maar dan sê hulle ken die Here. Maar wanneer jy gaan kyk na hulle lewe, en hoe hulle lewe, en wat hulle doen, dan kom jy agter, maar hierdie ou doen niks wat vir die Here belangrik is. Hierdie ou praat nie eens oor die Here. Ek en my broer gesels baie oor ons ouers, en verskoon dan as ek dit nou maar gedurig herhaal. Maar wanneer hulle by mense gaan kuier, of aangegaan het, baie keer sommer onverwags, praat hulle oor die Here. Onthou die geleentheid, toe, dit was ook net so voor 'n verkiesing geweest, toe kom hulle my pa, 2 ouens, my pa sien, en hulle praat met hom nou so 'n bietjie oor die politiek en so aan. Maar my pa was iemand wat hom gesels, kyk, hy is baie beter as ek. En hy praat met hulle oor die woord van die Here. En toe my pa nou later aan opstaan, gou badkamer toe te gaan, sê die ene ou vir die ander ou wat saamloop, ek het nie geweet ou Barries ken die woord van die Here so. Maar wanneer gelowiges by mekaar kom, en dis wat ek net ook sê, ek en my broer baie keer praat, mense praat oor die Here. Dis goed om te hoor, hoe gaan dit met jou? Wat doen julle? Waarmee is jy besig? Wat het God vir jou en vir my gedoen? Ek wil vanmôre vir sê, hy het alles vir ons gedoen. Hy het sy lewe vir ons gegee. So kom ons praat 'n bietjie meer oor hom, en dan op daardie wyse sal ons hom beter leer ken. Ek weet baie keer as ek dink, en daar's 3 dingetjies wat ek graag vanmôre wil noem, hoe om God beter te leer ken. En eerstens is om tyd te spandeer in sy woord, die Bybel. Ek weet baie keer is ons so ingestel om die woord van die Here te vat en daaruit te lees. Mag dit maar trek, dat my dink aan die geleentheid dat iemand gesê het, maar hy gaan nog die Bybel vat, en want hy wil selfmoord pleeg, en hy wil nou maar slaaf word van sy lewe. Hy sê maar, hy wil dan nog so een keer in die Bybel dinges, en maak hom oop, en hy druk sy vinger op 'n ver, en daar staan, gaan jy doen net so.
Kind van die Here, kom ek sê vanmôre, en ek gaan nou maar net sê uit my ervaring, voordat jy die Bybel optel, vra, bid, en sê, Here, openbaar die woord aan my. Here, laat die Heilige Gees die woord in my hart vasmaak. En dan bid jy nog verder, jou nie daarop nie. Here, en help my, dat ek die woord sal kan toepas, wat u van my vanmôre in die woord wil sê. Dan is op daardie manier, van God met ons praat, deur sy woord. Jy het ons baie keer geneig, om net so inkopielysie te maak, en sê, Here, seën my vrou, seën my kinders, seën my werk, Here, seën die gemeente, seën daai siektes, en raak hulle aan en so, en dan maak ons sê amen, dan dink ons wat klaar gebid. Hoeveel keer spandeer ons tyd om lof te bring, eer te gee aan die alleenwyse God. Hoeveel maal kind van die Here kom ons op 'n plek waar ons sê, Here, ek het U oneindig lief, met my hele hart en met my hele wese en met my hele verstand. Here, ek wil vir U dankie sê vir U goedheid en U guns oor my lewe. Dan moet ons met hom praat deur gebed. Ons moet ons behoeftes aan die Here ken. Maar ons moet ook vir hom vra, Here, wat wil U hê moet ek? Kind van die Here baie keer, ek sê nou nie dis by julle teenwoordigheid, nie, maar baie keer is ons so vinnig en so haastig om net die woord toe te maak, of om net ons gebed af te sluit, dat ons nie tyd spandeer om te hoor wat God vir ons wil sê. Want glo my, dat 'n verhouding kan net versterk word, wanneer daar kommunikasie is, veral met die vrouens wat vandag, wanneer na hulle mans verwys. My man praat nie met my, of my, nee, ek sal nie sê my vrou praat met my. Ons mans is altyd die skuldige in die verband. Kom ons praat met God en ons luister na wat God vanmôre vir ons wil sê. Of nie weer, en ons sal kerk hou nie hierop nie, ons verhouding met die Here hou nie vanmôre hierop nie. En dan baie belangrik, die derde punt is om gehoorsaam te wees, om te doen wat die Here van my en van jou vra. Kind van die Here, weet jy dat die woord van die Here sê dat gehoorsaamheid is beter as offerande. Daarom is ek en jy vanmôre gehoorsaam aan die Here en ons doen wat God van ons vra. Dan versterk ons daai verhouding. Dan maak ons gereed, want as die koms van die Here plaasvind, dat ons saam met hom kan woon vir ewig en vir altyd. Prys sy woord. Die derde punt vanmôre vir oggend se boodskap om God te ken verander my en jou lewe. Mense, dit is nie anders nie. As God begin inspraak lewe in my en jou lewe en ons toelaat dat hy tot ons harte spreek en ons self onderwerp vanmôre aan dit wat God van my en van jou verwag, dan kan dit nie anders dat God ons lewens verander. En dat hy vir ons wil gee, ver meer as wat ons bid of vra. Wanneer ons Jesus ken, ontvang ons sy krag vir elke dag. Ons groei, ons ontwikkel in ons geloofslewe. En hoe wonderlik en kosbaar is dit vanmôre, as ons as kinders van die Here geestelik kan ontwikkel en geestelik kan groei en geestelik onsself kan instel en gefokus te bly op die dinge wat God wil hê ek en jy moet vanmôre doen.
dit sal jou my karakter verander. Dit sal ook beteken dat ek en jy hoop sal kry in moeilike tye. Hoe wonderlik is dit, ek weet jy ek van u nie, maar ek het al deur baie moeilike dinge in my lewe. Baie moeilik. Maar weet jy, ek wil vanmôre vir u sê dat in daardie moeilikste tyd, donker tyd, moet ek opkyk en weet dat my God is my helper. My God is die hoorder van gebed. My God is die een wat barmhartigheid sal hê oor my en omstandigheid. Die doel vanmôre van hierdie boodskap is nie dat ons meer van hom weet nie, maar dat ons al hoe meer soos hy sal word. Dit is my begeerte vanmôre vir elkeen van ons in hierdie gemeente om te word soos wat die Here Jesus self is. Want as ek en jy soos hy is, jy weet, nou vroeë jare, ek dink daar is nog van die mense wat hulle dra, wat moet Jesus doen? En daar, in ons verlede Sondag het ons gehoor, ons gesindhede. En weet jy hoeveel van ons sit baie keer met 'n verkeerde gesindheid? En hoe dikwels ons vanmôre onsself eintlik skade aandoen deur nie die regte gesindheid te handhaaf. Mag dit vanmôre jou en my begeerte wees om soos Jesus te wees. Mag dit my en jou vanmôre aanmoedig en aanspoor om te sê, neem die wêreld, maar gee vir my net Jesus. Jy weet, ons sing daai oor die ou, how I love Jesus. Kyk, ek wil vanmôre vir u sê dat ek en jy moet net een begeerte vanmôre hê. Ek wil die Here beter leer ken. Ek wil alles van hom leer. Ek wil al sy beloftes nakom. Ek wil al sy vereistes nakom. Ek wil my beroep en ek wil vanmôre sy beloftes inneem vir my lewe van hom. En hoe meer ek hom ken, hoe groter sal ek en beter sal ek hom vertrou in moeilike tye. Negatiewe omstandighede sal ek my kan beroep op die Here. En hoe meer kan ek hom lief hê met my hele hart en met my hele wese en met my hele verstand. En hoe meer kan ek my lewe verander, kan hy my lewe verander, sodat ek kan inpas. Weet jy wat nog baie belangrik is? Om in sy teenwoordigheid te kan leef. Mense, ek wil vanmôre sê die oomblik wanneer ek en jy in sy teenwoordigheid begin inleef, sal ons ook nie meer sondig nie. Sê nie ja. Wanneer jy in sy teenwoordigheid, ek dink aan ou Dawid van ouds, hy was 'n ou man gewees daar. Hy stap rond daar in sy huis, hy merk op, hy leef in 'n huis met sederhout. Dan staan hy voor die venster, wat merk hy op? Die ark van God, wat 'n simbool was van die teenwoordigheid van God. Hy sê, ek woon in 'n huis van sederhout, maar God se teenwoordigheid staan buite 'n tentdoek, toegemaak. En kerk, ek wil vanmôre vir sê, ons moet meer die teenwoordigheid van God in ons lewens bring, en ons moet sy aangesig soek, en ons moet hom dien met alles wat in ons is, ons hele lewe. Kom ons spit ons toe vanmôre, om opnuut weer 'n volle oorgawe te maak. Ons vergeet van al die teleurstellings, ons vergeet van al die kere wat ons probeer het in die verlede, wat ons sê, maar ek gaan van nou af aan 'n reg lewe, ek gaan van nou af, kom ons spit ons vanmôre toe, en sê, Here, vanmôre op die 23ste Augustus 2026,
het ek besluit, en Here wil ek U vra om my lewe besit te neem, en ek wil U ten volle dien, in gees en in waarheid. Here, ek wil my alles vanmôre op die altaar plaas. Here, ek wil gee, Here, ek wil niks wees nie, maar dat U alles in my lewe sal wees. Ek sluit af vanmôre met Romeine 11, 33 tot 36. Paulus skryf, oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondlik is U weë, is U oordeele, en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eers iets aan hom gegee, dat het hom of haar vergeld moet word. Luister mooi, sluit so mooi aan. Want uit hom, en deur hom, en tot hom, is alle dinge. Nie sommige nie, alle dinge. Dan sê die volgende, syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Kind van die Here, besef jy vanmôre, as ek en jy eendag saam met God vir altyd in sy hemelse heerlikheid wil wees, dan behoort ek en jy vanmôre te sê, Here, ek wil alles van U weet. Ek wil meer van U leer. Here, ek wil U woord vat, ek wil dit bestudeer, ek wil dit ondersoek. Here, ek wil hê dat U woord met my hart sal spreek, en dat daar 'n verandering in my lewe en in my sienswyse sal plaas. Daarom kom ek vanmôre, en ek sit alles van my op die altaar van God. Ons bid saam. Hemelse Vader, dit wat U op my hart gelê het vanmôre, Here, ek so aan hierdie gehoor oorgedra na die beste van my vermoë. Maar Here, ek beroep my vanmôre op die stem van die Heilige Gees, wie die naprediker sal wees. Here, wie tot ons harte sal spreek na afloop van hierdie diens, en dat hierdie woord, Here, in ons hart gebeere sal word, want ek besef hoe belangrik dit ook vir U is, want U wil nie hê dat enige een van ons verlore gaan. Daarom wil ek vanmôre elkeen die geluister het, om U toewy vanmôre. Here, ek wil vra, Here, om praat met ons deur die werking van die Heilige Gees. Here, kom leer ons. Here, kom voeg kennis by. Here, kom dat ons op daardie plek mag kom, dat ons besef, ons het U nodig. Daarom bid ek vanmôre, Here, dat die naprediker van U woord sal wees, dat die Heilige Gees op die regte tyd hierdie woord, Here, aan ons harte sal openbaar. Here, ons wat daarna geluister het vanmôre, sal sekerlik nooit 'n verskoning hê dat ons nie kon hoor, maar dat ons weet vanmôre dat die Here het tot ons harte gespreek. Word vanmôre verheerlik in en deur ons lewens. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Jy moet staan en sing ons laaste voorvers saam. En wil asseblief af die dienes opgawe all the days of
diep binne in ons lewens. Here seën elke woord hier in ons lewens. Seën dit dat ons daarmee kan uitgaan en sê, ek wil Jesus soos hy is. Vader, gaan met ons na ons verskillende bewonings en seën elke in Jesus wondernaam.